In lydenstyd, in hierdie groot heilige week, is daar oorweldigend baie inligting in die evangelies oor alles wat in daardie paar dae gebeur het en wat Jesus in gesprekke sy disippels geleer het. Almal weet van Palmsondag, dalk omdat dit op 'n Sondag val en daar sekerlik elke jaar oor gepreek word. Jesus, die koning, ry Jerusalem binne, soos geprofeteer, nederig op die rug van 'n donkie. Die Maandag is meestal bekend omdat Jesus die tafels van die geldwisselaars in die tempel omgegooi en hulle uitgejaag het. Die Dinsdag het daar baie gesprekke plaasgevind, te veel om in een preek of oordenking te dek. Ongeveer 8 tot 10 gesprekke waarin Jesus onder andere die skynheilige fariseërs aanvat en met sy disippels praat oor die laaste dae. Woensdag is bekend as die dag waarop Judas Iskariot sy verraad gepleeg het. Maar daar het meer gebeur. Markus en Matteus vertel albei in 2 opeenvolgende paragrawe vir ons van hierdie 2 kontrasterende gebeure daardie Woensdag aand. In Matteus 26 vers 6 tot 13 skryf Matteus vir ons van die gebeure by die ete aan huis van Simon die Melaatse in Betanië. 'n Vrou het na Jesus toe gekom met 'n albaste fles baie kosbare reukolie. Markus skryf dit was nardusolie en dit op sy kop uitgegiet, letterlik uitgegiet. Die mense, insluitende die disippels, was verontwaardig oor die verkwisting van so baie geld. Dan trek Jesus ons almal dieper in die verhaal in, as hy sê hulle moet haar met rus laat, want met hierdie weldaad het sy hom voorberei vir sy begrafnis. Jesus trek ons dieper in sy lyding in. Dit is Woensdag voor die Paasfees en hy praat van sy begrafnis. En dan skuif die toneel terug Jerusalem toe, waar iemand nie Jesus se kop ten duurste salf met reukolie nie, maar Judas Iskariot, Jesus gaan verraai het by die Joodse priesterhoofde. Hier is deel van die kontras. Die spesifieke bedrag geld wat Judas aanvaar het vir die verraad, word net deur Matteus genoem, 30 silwermuntstukke, wat volgens Eksodus 21 vers 32 die nietige skadevergoeding vir die lewe van 'n slaaf was. 'n Onbekende vrou vereer Jesus met 1000 rande se ingevoerde reukolie, wat na raming sowat 300 silwermuntstukke gekos het, en daarteenoor verraai een van sy eie disippels hom vir die prys van 'n slaaf. Die evangelieskrywers laat dit byna klink of hierdie 2 gebeure gelyktydig kon plaasvind. Terwyl Jesus gesalf word in Betanië, word hy ook uitverkoop in Jerusalem. Jy en ek sal natuurlik nooit so iets doen nie. Ek bedoel uitverkoop. Ons sou waarskynlik kon, of ons sou Jesus kon verloon soos Petrus. Ons sou waarskynlik ook almal weggehardloop het toe die soldate Jesus gearresteer het. Maar eerder behoort ons hom te vereer met ons lewens. Jou en my lewe, ons gedagtes en ons optrede elke dag moet soos duur reukolie op Jesus se kop wees. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons hoor in die evangelies van u lyding, die lyding wat u terwille van ons deurgemaak het. Help ons dat ons lewens u sal salf met olie en dat ons u nooit sal verloon of verraai nie. Dankie dat u Heilige Gees ons hiermee help. Amen.